Vader, baie dankie dat die opening van u woord lig gee en ons bid, Here, dat u ook vanaand hierdie opening van die woord en wat die Heilige Gees geïnspireer het, wat so wonderlik is, wat lewend is, wat kragtig is, wat skerper is as enige tweesnydende swaard, wat skeiding maak tussen siel en gees, gewrigte en murg, en 'n beoordelaar is van die oorlegging en die gedagtes van ons hart, dat u dit vir ons ook sal doen. Word verheerlik en ontvang die dank en die lof van ons harte vir alles wat u doen, ter wille van Jesus alleen. Amen. Efesiërs 5 vers 18 sê, moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid, maar word met die Gees vervul. Spreek onder mekaar met psalms, lofgesange, geestelike liedere en sing en psalms sing in julle hart tot eer van die Here, terwyl julle God die Vader altyd vir alles dank in die naam van ons Here Jesus Christus en aan mekaar onderdanig is in die vrees van God. En dan 1 Tessalonisense 5 vers 23, en mag hy die God van die vrede julle volkome heilig maak, en mag hy julle gees, siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. En dan sê vers 24, hy wat julle geroep het is getrou, hy sal dit ook doen. So ons het in hierdie dae met u gesels, en ons het begin by 1 Tessalonisense 1 en gesê dat Paulus op sy tweede sendingreis, verskoon maar my stem is so 'n bietjie hees, het hy aangedoen by hierdie stad Thessalonika, en 'n aansienlike aantal Grieke het tot bekering gekom, en dan het ook van die Jode, en die ander Jode was ontevrede en hulle het 'n volksoploop bewerkstellig. Jy kan alles gaan lees in Handelinge 17, en dan lees ons in hoofstuk 1, na 6 maande, na 'n jaar toe, wat Timoteus by Paulus aansluit, en hy vir hom terugvoer gee, hoe en wat gebeur het met hierdie bekeerlinge, toe Paulus gevlug het vir sy lewe na Berea toe, Athene, en toe later daar by Korinthe uitgekom het. So, in hoofstuk 1 vertel hy vir ons, die werk van hulle geloof, die arbeid van hulle liefde. Hulle het voorbeelde geword, hoe hulle van hulle afgode bekeer het om die lewe en die waaragtige God te dien. En al hierdie wonderlike eienskappe en kwaliteite wat in hulle lewe teenwoordig is, en van hulle af het die woord van die Here weer klink. En dan kom ons in hoofstuk 3, en ons kan eintlik sê, hierdie is die ideale gemeente wat elke predikant graag wil hê as jy hoofstuk 1 lees. Maar dan kom hy in hoofstuk 3 en hy sê, hy bid ernstig om hulle aangesig te sien. Vanaf vers 10, 12 en 13, om te voltooi wat in hulle geloof ontbreek. So wat ontbreek aan hulle geloof? Ons sal sê, hier ontbreek niks aan hulle geloof nie. En dan kwalifiseer hy wat ontbreek, sodat hy julle harte kan versterk om onberispelik te wees in heiligheid. En dan lei hy die nuwe waarheid in hoofstuk 4 vers 1 met die woorde verder dan sê vir ons verder dan in die lig van dit wat ek met julle gedeel het. Vers 3, dit is die wil van God julle heilig maak. Vers 7, hy het ons nie tot onreinheid geroep nie, maar tot heiligmaking. Hy wat dit verwerp nie 'n mens nie, maar die Gees van God. En dan kom hy by hoofstuk 5 vers 23, en dit is 'n klimaks, en dit is eintlik 'n gebed, en hy sê, en mag hy die God van vrede julle volkome heilig maak, gees, siel en liggaam, en geheel en al onberispelik bewaar by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Nou hierdie volkome heilig maak is baie interessant, die oorspronklike taal, dit is 'n baie mooi beskrywing, en ek het weer gister daarna gaan kyk, dit beteken eintlik, die Engels sê dit mooi, through and through. Die Afrikaans sê, deur en deur. Dit is 'n baie goeie vertaling, maar ons het in Afrikaans om vertaal met volkome heilig maak. En mag hy die God van vrede julle deur en deur heilig maak. Nou hoe werk hierdie gees, siel en liggaam? Gaan dit net vinnig vanaand sê. Daai innerlike deel is die gees van die mens. Ons kan slegs met God kontak maak, gemeenskap het deur jou gees. Jou verstand sê vir jou hierdie feite is waar, maar jy het nie gemeenskap met God met jou verstand, jy het gemeenskap met God met jou gees. Want Johannes 4 sê vir ons, as ons hom aanbid, moet ons hom in gees en in waarheid aanbid.
Daarom is dit die deel, dis hoekom die pyltjie daar is, wat God bewus is, die pyltjie wat opwys. En daarom is opleiding belangrik en lering is belangrik. Maar onthou wat het ek vir julle gesê, wat sê Dr. A.W. Tozer? Niks kan vervang the touch of the master nie. Geen kennis, geen opleiding kan die aanraking van die gees van God in jou gees vervang nie. Want die letter maak dood en is die gees wat lewend maak. Daarom is dit belangrik dat daar 'n dag in my lewe sal wees waar die Heilige Gees hier in my gees werksaam is. En die bloed van Jesus Christus die rooi al jou sondes van 'n kind af vergewe tot daai dag wat jy jou tot die Here bekeer. Dis hoekom die rooi daar is. Dit praat van vergifnis van sondes. Geen godsdiens het vergifnis nie, net die Christelike godsdiens het vergifnis. Want net Jesus het vir sondes gesterf. Daarom kan net Jesus sondes vergewe. Dan kom ek by 'n plek van sondevergifnis. Maar wanneer dit gebeur, kom woon die Heilige Gees in jou. Die Heilige Gees is nie 'n krag nie, die Heilige Gees is nie 'n invloed nie, die Heilige Gees is 'n persoon. Die derde persoon van die goddelike drie-eenheid, die innerlike wese van God self, kom woon in jou, so 2 Petrus 1 vers 4 sê, sodat ons die goddelike natuur deelagtig word. Hoe word jy die goddelike natuur deelagtig? Deur die inwoning van die Heilige Gees in jou gees. En ek het vir julle beskryf, hoe woon hy in my gees? Maar, wanneer ons die Bybel lees, en as jy nou Dr. Andrew Murray se boek lees, dan gaan jy agterkom, hy sê, 'n kind van die Here, want hy verwys na 1 Korintiërs 3 vers 3, en hy verwys na Hebreërs 5, wat vir 'n lang tyd in 'n onvolwasse toestand lewe, is 'n vleeslike kind van die Here. En hierdie vleeslike toestand het jy en ek by Adam en Eva geërf. Die kenmerk van hierdie vleeslike toestand is dat hierdie fakulteite wat in die gees van die mens geleë het, is onderworpe aan die sondeval. Ek glo daar in die gees van die mens is die wil en die gewete, en hier in die siele lewe is my begeertes, is my emosies, rein emosies, onrein emosies, dis my smake, hulle lê hier in my siele lewe. Maar dit is onderhewig aan die sondeval, dit het verdorwe geraak. En die kenmerk, die hoofkenmerk van dit is selfgesentreerd. Daarom is daar 'n pyltjie, jy sal dit agterkom. Daar's 'n gesiggie daarbo en die pyltjie wys na homself toe. Hy is selfbewus. Hy sondig selfgesentreerd. Daar's 'n natuurlike self, maar daar's 'n sondige selfgesentreerdheid by die mens. Dit waar hy homself wil verheerlik, om sy eie belang eers te stel, selfgesentreerd is en fokus op homself in die lewe. En ongelukkig, na mense se bekering, is hierdie vleeslike toestand teenwoordig. En dit vat jou 'n tyd na jou eerste liefde om te ontdek dat daar vleeslikheid in jou lewe is. En in 1 Korintiërs 3 sê Paulus hierdie dinge. Hy sê as daar jaloersheid onder julle is, twis en tweedrag. Hy sê, is julle nie vleeslik nie? Vleeslike kinders van die Here. Daarom, omdat ons vleeslik is, kom ons die volheid en die oorwinning van die Heilige Gees in ons lewens kort. Want daai deel wat daar swart is in my siele lewe is waar ek beheer het. Die Heilige Gees woon in my, maar hy het nie volle beheer van my lewe nie. En nou moet ek op 'n plek kom, na my bekering, waar Dr. Andrew Murray sê, jy volle algehele oorgawe maak. Ek noem dit, die Engels het 'n mooi woord, consecration, 'n totale toewyding van jou hele lewe aan die Here. Jou talente, jou gawes, jou vermoëns, jou ambisies, jou ideale, jou toekomsplanne, alles kom wy ek aan die Here toe. En
En dis hoekom daar weer bloed is. En dit is waarvan, en dis waaroor ek vanaand met julle gaan gesels. Hoekom Johannes die Doper gesê het, ek doop julle wel met water tot bekering, maar hy wat na my kom, gaan julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Jy weet, ons is baie lief om te sê, die Heilige Gees, hier's 'n duifie wat neerdal, maar op Pinkster het dit iets te doen met 'n duifie. Pinkster het altyd te doen met vuur. Hoekom? Want hy het 'n skop in sy hand en hy sal sy dorsvloer deur en deur skoonmaak. Want die vuur praat van reiniging. Die vuur praat van skoonmaak. Hierdie sondige, selfgesentreerde lewe moet gereinig word. En dan kom die Heilige Gees. En dan kom vervul hy hierdie lewe. En nou kan jy mos sien. Hier is 'n wonderlike lewe. En as ek nou weer, as die Here ons spaar, kom by u, gaan ek nou 'n bietjie met jou verder gesels oor die volgende kaart. En dit is hoe werk versoeking en die 5 sintuie. Ons gaan nie vanaand daar kom nie. Ek wil nou vanaand met u gesels oor net daai deel. Hoe word ek vervul met die Heilige Gees? So die heel eerste is, dit begin by 'n belofte. Ons lees in Jesaja van 'n belofte van hy sal water giet op die droë land. Ons lees in Joël 2 vers 28, in die laaste dae sal ek my gees uitstort op alle vlees. En ons weet mos nou, hierdie gedeelte verwys na die uitstorting van die Heilige Gees op Pinksterdag. Want hoekom? Want Petrus, toe hy preek in Handelinge 2, toe haal hy Joël 2 vers 28 aan. Dis mos nou goeie skrifverklaring. So as Petrus spreek en hy sê, dit wat julle nou hier sien, tonge van vuur, die Heilige Gees daal hier neer op ons, en hierdie mense hoor ons in al hulle verskillende dialekte, hoor hulle die woord van God aan hulle verkondig, wil ek vir julle sê, dit is wat Joël geprofeteer het toe hy gesê het, dat in die laaste dae sal ek my gees uitstort. En dis 'n belofte wat God gemaak het. Dat hy, en dit was op die Pinksterfees gewees, dat hy sy gees sal uitstort. En hy het dit gedoen. So dis 'n belofte. Maar het hy opgelet, wat het Jesus gesê, Johannes die Doper eers, na die 400 jaar van stilte, Matteus 3 vers 11, ek doop julle wel met water tot bekering, maar hy wat na my kom, sal julle doop in die Heilige Gees en met vuur. En wat het Jesus gesê, voor hy opgevaar het? Blaai 'n bietjie in die Bybel, dit is 'n wonderlike hoofstuk. Jy moet tog hierdie hoofstuk oor en oor gaan lees. Lukas 24. Lukas 24. Kyk nou, vanaand kan ons mos nou tot 10 uur preek, en dan weet ek hoef nie van julle te verwag om môre aan te kom nie. Goed, kom ons lees Lukas 24. Vers 36. En terwyl, ek lees nou vir julle wat 'n ander Bybel lees, die ou vertaling, en terwyl hulle hieroor praat, staan Jesus self in hulle midde en sê vir hulle, vrede vir julle. Vers 45. Toe open hy is nou na sy opstanding. Toe open hy hulle verstand om die skrifte te verstaan. Hierdie is vir my so 'n wonderlik gedeelte. En hy sê vir hulle, so is dit geskrywe. Sien, hy verwys na die Ou Testament. En so moes die Christus ly en op die 3de dag uit die dode opstaan. En bekering en vergewing van sondes in sy naam verkondig word aan al die nasies, van Jerusalem af verder. En julle is getuies van hierdie dinge. Wat moet ons doen? Sê u vir my nou, wat sê Jesus moet ons doen? Ons moet aan mense verkondig, dat bekering en vergewing van sondes in sy naam verkondig moet word. Dis ons werk op die aarde. Nou ons is besig met 5 stappe tot dit, 7 stappe tot dit, 10 stappe tot dit. Ons moet vir die mense preek, bekeer jou. En kry vergifnis van sondes. En jy moet weet jou sondes is vergewe. En jy moet weet jou naam is in die boek van die lewe van die Lam. En jy moet weet die Gees van God woon in jou. En nou gaan hy verder. En kyk, ek stuur die belofte. Daar's 'n lidwoord voor. Die belofte van my Vader op julle, maar julle moet in die stad Jerusalem bly totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. Blaai nou net om na Handelinge 1 toe. Daar vers 4.
En toe hy nog met hulle saam was, want dis mos nou Lukas se tweede brief, die eerste een het hy geskryf, Lukas. Nou gaan hy net aan. En hy sê, Theophilus, nou skryf ek vir jou die res. Hy sê, en toe hy nog met hulle saam was, het hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op, let op die lidwoord, die belofte van die Vader wat julle gesê het van my gehoor het. Luister nou mooi wat ek vanaand vir julle sê. Daar's baie beloftes in die Bybel. In die Nuwe Testament is daar net een die belofte met die lidwoord. En dis die belofte van die Heilige Gees. As jy lees van die belofte, is dit die belofte van die Heilige Gees. Geen ander belofte. En as jy nou sien, blaai nou aan, nou hoofstuk 2 toe van Handelinge, en jy gaan verder in Petrus spreek, ek sien hoofstuk 2 vers 1, en toe die dag van Pinksterfees aangebreek het, was hulle eendragtig by mekaar. Vers 39, want die belofte kom julle toe, en julle kinders, en almal wat daar ver is, die wat die Here onze God na hom sal lei. Wat 'n belofte, die vorige vers sluit af, die gawe van die Heilige Gees. Net een die belofte. Net een die belofte. Die belofte kom julle toe, julle wat hier luister, en julle kinders wat hier is, wat nou luister, se kinders, en die wat daar ver is, die heidene en ons, wat vanaand in 2025 in hierdie kerkgebou sit. Die belofte van die Heilige Gees kom jou toe. En as jy weergebore is, as jy kind van God is dit jou geboortereg. Dis 'n belofte wat God vir ons gee as sy kinders, dat ons die vervulling met die Heilige Gees deelagtig word. Daarom skryf Paulus in hoofstuk 5 vers 18 van Efesiërs, word vervul met die Heilige Gees. Moenie dronk word van wyn nie, daar's losbandigheid. Word met die Gees vervul. Nou dis 'n opdrag. Dis nie opsioneel nie. Jy kan nie besluit vanaand hier, ek sit hier so, maar jy weet ek is nou nie lus daarvoor nie. Weet jy wat beteken die woord om God te dien? Weet jy wat beteken die woord om God te dien? Toe Joshua op sy sterfbed sê, kies julle vandag wie julle wil dien. As die Here God is, volg hom na. As Baal dit is, volg hom na. Weet jy wat het hy bedoel toe hy sê, kies julle vandag wie julle wil dien? Weet jy wat beteken daai dien? Gehoorsaam God se bevele. Jy kan hier sit en jy kan elke Sondag kerk toe kom en jy kan uitgaan en jy dink jy dien die Here. As jy God se woord nie gehoorsaam nie, dien jy nie die Here nie. Al wat jy het is godsdiens. En weet jy wat is die verskil tussen net vorm godsdiens en 'n graf? Vorm godsdiens is 'n groef. En 'n graf verskil van 'n groef net in diepte. By al twee is jy dood. Die ene is 6 voet diep, die ander is net so diep. Maar is al twee dood. So wanneer ek betrokke is in die Christelike godsdiens, maak dit 'n aanspraak op my lewe, op my gees, op my siel en my liggaam, op my wil en my gewete. Wat daar in my gees gesetel is, die Heilige Gees werk deur my gewete in my wil, maak 'n aanspraak op my wil en sê, my seun, my dogter, gee my jou hart, gee my jou lewe. En as die Bybel sê, word vervul met die Heilige Gees, kan ek nie vanaand hier sit en sê, ag weet jy wat, dit is vir geestelike werkers, is vir daai of so Paulus gewees, Petrus. Die word vervul met die Heilige Gees is die belofte van julle wat daar ver is. Dis belangrik. En dan wil ek tweede weg aanbeweeg van die belofte af. En dit is die vers wat baie mense ook oorwonder is, Handelinge 1 vers 8. En julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Wat is hierdie krag? Oorspronklik is dit dinamitiese krag wat 'n ontploffing veroorsaak. So en ons mense is mos so wonderwerke emosioneel verskrik. As ons net een of ander snaakse ding, die wêreld net weer kan hier inkom in ons, dan storm ons nou weer vir 'n ruk vir hierdie snaakse ding wat nou weer besig is om te gebeur. Maar weet jy wat? Wat se krag is hierdie? Ek het al mooi gekyk in die Handelinge,
Want ons sê mos eintlik handeling is die handelinge van die Heilige Gees. Wat se krag is hierdie? Waarvan praat die Here Jesus voor hy opgevaar het? Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Die eerste wat ek vir u wil noem is krag vir 'n geestelike oorwinnende lewe. En 'n baie goeie vertaling vir hierdie dinamitiese krag is ook instaatstellende krag. Krag wat my in staat stel om wat te maak? Om oorwinnend te lewe. Onthou u, daar's Jakobus en Johannes, hulle is broers. Hulle word genoem seuns van Boanerges. En hulle vra vir Jesus 'n vraag. Hulle sê vir ons 'n bietjie. Beveel, hulle sê, ons wil vir u vra, meester, dat dit wat ons vir u vra, u dit sal doen. Jesus sê vir hulle, wat wil julle vra? Hulle sê vir ons dat ons moet, as ons nou daar bo in die hemel kom, wil Johannes hierdie kant sit en Jakobus, ons twee boeties sit hier aan die kant, twee kante. Jesus sê, julle weet nie waarvan julle praat. Hulle wil belangrik wees. En as jy daai gedeelte gaan lees, gaan jy agterkom, dat Jesus vir hulle net daarna vermaan en berisp, en hy sê dat ons is hier om te dien, nie gedien te word nie. En as jy wil belangrik wees, dan moet jy jouself verloon. So onder die disippels was hierdie gesindheid van vleeslikheid. En Petrus, wat doen Petrus voor Pinksterdag? Ek gaan lees 'n bietjie die gedeelte van Petrus. Hy sê, ek sal in der ewigheid vir Jesus nooit verloon nie. Jesus sê vir hom, Petrus, luister nou mooi, voordat die haan gaan kraai, gaan jy my 3 keer verloon. Daar's 'n diensmeisie. 'n Vrou het mos nou nie baie getel in destydse wêreld nie. En 'n diensmeisie kom na Jesus, na Petrus, toe sê, jy's een van hulle. Hy sê, ek ken hom nie. Sy sê, jou spraak vraai jou, jy praat soos 'n Galileër, jy's een van hulle. Jy sê disipel. Hy sê, ek sweer ek ken hom nie, ek sweer ek ken hom. Kan ek nie vanaand vra, het jy al agtergekom jou vleeslikheid? Sê vir my hart, as ek kan onthou, ek het tot bekering gekom, ek ken die Here. Maar ek vra vir jou vanaand, het jy krag om oorwinnend te lewe? Het jy krag om oorwinnend te lewe? Of is hy selfgesentreerde, jaloesie, afguns, twis, tweedrag waarvan 1 Korintiërs 3 praat? Is dit nie daar in jou lewe nie? En wat gebeur? Ek vra vir in hoofstuk 2, wie sal praat op Pinksterdag? Na hulle in die bovertrek aangeraak is met hierdie krag, wat hom in staat sal stel om vir die Here 'n getuie te wees. Wie sal praat? Wie sal die toespraak lewer op Pinksterdag? Petrus wat Jesus verloon het, nadat die Here hom herstel het. Jy sien, ons is te veel behep met een of ander snaakse invloed wat ons die Heilige Gees wil beveel. Hy's 'n krag of 'n invloed. Ons wil hom net bietjie vertel wat hy moet doen. Maar hy's 'n heilige persoon wat in jou woon. Wat jy kan, luister mooi, kan bedroef, wat jy kan uitblus en wat jy kan seermaak. Hy's nie net 'n krag nie. Jy kan hom weerstaan. Maar dis ook krag om 'n getuie te wees. En nou gaan ek 'n bietjie met u my lewe deel. Ek was 16, toe kom ek waarlik by die Here uit. Ek kom tot bekering. En daarna het ek so begeerd om vir die Here voluit te lewe. Ek sal nooit vergeet nie. Dan speel ek daar by die skool se eerste span dan. Ons speel mos nou, oefen mos nou langer en ander tye. Dan loop ek daar van die skool af Randfontein na die robot toe, want het is nou laat, die busse, ons bly daar by Hilshaven. Dan moet ek nou by die huis kom. Daar was dit nou nie snaaks. Ek sit net my, soos ons nou gesê het, my kickback oor hierdie sak en my skooltas hierso,
stap robot toe en dan maak ek so. Iemand gaan my oplaai. Vat hy my dan los, laat hy my daar onder, dan loop ek die bult nou uit daar na ons huis toe. En as ek in daai motor sit, dan sê die Here vir my, Nardus, vertel hierdie oom wat jou opgelaai het, dat jy tot bekering gekom het en vertel hom dat hy moet ook tot bekering kom. Ja, dan partykeer dan het ek my moed by mekaar, dan praat ek, dan vertel ek die oom. En dan die volgende middag as ek weer ry loop en iemand laai my op, dan sê die Here vir my, Nardus, praat met die oom, vertel hom hoe jy tot bekering gekom het, vertel hom, hy moet ook tot bekering kom. Dan begin ek, jy weet die telefoonpale, sê ek, Here, as die telefoonpaal kom, ek sê, as dit daar sal ek begin, dan gaan die paal verby, dan sukkel ek, dan die volgende telefoonpaal, dan gaan hy verby, dan sukkel ek, dan daai aand, dat ek nooit vertel, nooit getuig, dan sak ek daar by my bed, dan sê ek, Here, ek het u teleurgestel, ek is so jammer, ek het nie vandag vir u getuig nie, ek het die kans om my lewe gehad. En weet jy wat, dit het my uitgedryf en my laat besef, daar's meer in die geestelike lewe. Ek het nie krag om werklike getuie vir die Here te wees soos ek moet nie. En nou wil ek vanaand vir jou 'n liefde vra, oom Tannie, broer, suster, jong man, jong meisie, sê vir my, met hoeveel mense het jy hierdie week gepraat oor hulle onsterflike siel, wat op Hebreëweg is, wat lei na die verdoemenis. Met hoeveel het jy gepraat? Hoeveel? Vir my te wonderlik daar by ons jong mense. As 'n paar van hulle het 'n tas vol in hulle motors, tas vol traktaatjies. Hy sal nie by 'n volstasie wegry sonder dat hy 'n traktaatjie gekry het nie. Hy sal nie iemand, as ek saam met my seun is, ons ry, sê George toe of ergens toe, daar, oral waar ons stille, of jy daar soos ons het nou maar noem, by die tuckshop, waar ook al, daai kassiere gaan almal 'n traktaatjie kry. Daar sal nie een wees wat hulle nie vooruitdeel nie. En nie een van die joggies op die rybaan wat nie een gaan kry nie. Hulle deel uit, hulle praat met mense oor hulle onsterflike siele. Sê vir my, het jy krag om getuig of is jy skaam vir die Here? En as jy skaam is, weet jy wat, dan is jy nie vervul met die Heilige Gees nie, want jy sal krag ontvang, en jy gaan nie dalk nie, of miskien nie, jy sal sy getuie wees. Jy sal sy getuie wees. En hierdie woord getuie is soos 'n martelaar. Jy sal selfs bereid om 'n marteldood vir hom te sterf. Jy sal 'n getuie wees. Ek wonder, pla dit jou dat mense verby jou beweeg? As ek hier op die snelweg ry, ek sien hierdie massa mense, dink, Here, waar is hierdie mense op pad? Hoeveel gaan die hemel toe? Hoeveel gaan die hel toe? Here, wie praat met hierdie massa mense? Hoe sal ons hierdie massa mense bereik vir die ewigheid? En ons gaan hulle nooit bereik as ons nie vervul is met die Heilige Gees nie. Ons moet vervul word met die Heilige Gees. Jy moet krag hê, 'n staatstellende krag om vir die Here te getuig. Nie net krag om te getuig nie, maar ook krag om onder vervolging op te staan. Ja, die uitstorting van die Heilige Gees het hy agtergekom. Petrus en Johannes, hulle verkondig die evangelie. Hulle is ontstel, die Jode is ontstel, die instelling is altyd ontstel. Ek noem hom in Engels die establishment. Die instelling of van die godsdiens, of die instelling van die politiek, is altyd ontstel oor die evangelie. Dit sit nie lekker op hulle lyf nie, hulle hou nie van die boodskap nie. Want hulle het self nie van Jesus hou nie. Hulle het hom vervolg, hulle het hom in so 'n mate vervolg, weet jy wie dit gedoen? Die gewone mense in die straat, nee, weet jy wie dit gedoen? Die godsdienstige instelling. Die fariseërs, die skrifgeleerdes, die sadiseërs. Hulle sê hy laster. Hulle gaan kla hom aan by die Romeine, sê hy wil in opstand kom. Want hulle weet, as hulle net vir die Romeine kan sê dat hy in opstand kom, dan sal die Romeine hom uitsorteer. Maar uiteindelik sê Pilatus, ek vind in hom geen skuld nie, en uiteindelik kruisig hulle hom. En wat gebeur met Johannes en Petrus?
Hulle wil hulle vang, hulle wil in die gevangenis sit. En ons weer lees later in Handelinge, hulle is in die gevangenis gesit. En wat sê Petrus en Johannes? Hy sê, hou op praat. Hulle sê vir hulle, hou op praat. Hou op getuig. Hy sê, julle moet self besluit of ons God meer moet gehoorsaam as vir julle. Maar wat vir ons aan betref, ons kan nie stil bly nie. Vriende, daar's ergens, luister nou mooi, ek wil met u in liefde praat. En ek dink nie in hierdie dae in terme van massas nie. Ek dink in terme van 1, 2 of 3 mense. Dis waar die Here begin. Die Here begin nooit groot nie, hy begin klein. Hy begin by 'n enkeling. Die dag toe die Here, ek het die Here vir 3 jaar gesoek, die dag toe die Here die werk vir my doen en ek kon vra om my te vervul met die Heilige Gees. Ek het boeke op boeke van D.L. Moody, van mense oor die wêreld wat vervul is met die Heilige Gees gelees. Ek het eers hulle ondervinding gesoek, toe het ek 'n groot fout gemaak. Toe sien ek maar die Here gee vir elke ene uniek soos wat hy is en hy bevestig dit vir elkeen uniek. Maar weet jy wat, toe die Here dit vir my doen, as ek daar so by die college waar ons die werk ons na toe stuur vir studeer. En ek gaan om my uitslae te kry en terwyl ek daar staan. Die maat wat saam met my altyd, ons maak beurte van die Wesrand na die Oosrand, ry, die week ry ek met my motor, volgende week ry hy met sy motor. Nou ry ons met sy motor, maar hy wil nou hier bly, wil inskryf vir nog vakke. Ek sê, ek kan dit mos nou nooit doen nie teens. Wat moet ek nou maak hier terwyl jy nou gaan klas draf? En ek kyk so en ek sien daar is nog van die jong mense, want daar waar ons gebly het in die kos is oor die 600 kamers van jong mans. En ek sien hulle ry so, ek sê, gaan julle atlas doen? Hulle sê, ja. Ek sê, het julle vir my geleend? Ek sê, ja, in die kar saam met hulle. Daar so rukkie sê ek vir hulle, sê vir my, het julle al ooit gewonder, waar gaan julle die ewigheid deurbring? In die hemel of in die hel? So doodse stilte in die motor, kan 'n speld oorval. Een sê, ek het nogal gewonder, ander sê, maak 'n opmerking. Ek sê, gee vir my julle nommers, daai jare in die selfoon gaan. Ja, waar wil julle bly? Gee my die nommers. Ek gaan besoek hulle in hulle kamers. Aand na werk, na 5, loop ek die kamers so een vir een deur. Oor hy 600 kamers loop ek so. Klop ek. Vra ek, wie is jy? Sê, nee, ek is Ben. Sê, man, ek is Nardus, kan ek so 'n bietjie met jou kom gesels? Sê, ja, kom. Gaan ek in. As ek so rukkie sit dan, vra, waar kom jy vandaan? Wat maak jy? Wat rigting studeer jy? Dan sê ek wil jou vraag vra. Het jy gedink oor die ewigheid? Het jy gedink, waar gaan jy die ewigheid deurbring? En hierdie jong manne gaan ek. Weet jy wat? Van hierdie jong manne wat in die motor saam met my was, nooi ek na 'n kamp toe daarna. 13 van hulle kom op 'n jeugkamp hier bo by Morea. Daai jaar almal tot bekering. 13. Een van hulle het die Here geroep tot voltydse diens tot vandag. As jy vervul word met die Heilige Gees, sal dit 'n uitwerking wees. By ons in die gemeente, nie almal is vervul met die Heilige Gees nie. Maar die mense wat vervul is met die Heilige Gees, wat ryp word, wat dit vat, hulle vat die werk van God vorentoe. Die ander, verskoon my uitdrukking, hulle loop saam. Ons is dankbaar vir hulle. Ons bid dat die Here hulle ook daar sal kry. Maar jy moet vervul word met die Heilige Gees. Baie van julle het vir Henk al gehoor, hy lyk my hier oral oor sy getuienisse goed gegee. Henk kom uit die mees gebroke huis wat jy in jou hele lewe kan kry. Die mees stikkende huis wat daar is. Geen pa nie. Hy's 'n seentjie, het hy gaan brandstof ingooi dat hulle kan lewe. Hy het met sy voete geloop, kilometers vir kilometers om by 'n skool uit te kom. Die Here red hom. Maar weet jy wat? Nie lank daarna nie, vervul die Here hom met die Heilige Gees. Hy begin in die gym, waar hy vir daai mense, daai cage fighters begin 'n klas gee, begin hy hulle bearbei. En weet jy wat?
daar kom 'n kettingreaksie toe die Here vir Henk vervul met die Heilige Gees. Dat 'n stuk of minimum 60 jong universiteitsstudente tot bekering kom. Een na die ander. Een na die ander. Dit was so gewees dat ek vir niemand gesê het nie, want hulle kom net my sien in die kantoor. Ek lei net week vir week studente na die Here toe. Medies, arbeidsterapeute, boere. Ek lei hulle na die Here toe. Hulle is oor Suid-Afrika heen. As jy vervul word met die Heilige Gees, sal jy 'n getuie word. Jy kan nie dieselfde bly as jy vervul is met die Heilige Gees. Dit is onmoontlik. Moenie dit afwater tot 'n ietsie wat niks is nie, net 'n gebedjie nie. Dit is 'n kragtige ondervinding. Maar dit is ook krag om te bid. Krag om te bid. En dan is daar een woord wat ek saam met hierdie getuig en hierdie getuienis wil bring. En dis die woord vrymoedigheid in handelinge. Jy kry hom ook in 1 Johannes. En die letterlike betekenis van daai woord is oral dieselfde. Beteken vrymoedigheid, vry van vrees. Vry van vrees en gee jou moed om te getuig. Hulle sê, toe hulle sien, hoofstuk 4 vers 31 en 4 vers 13 van Handelinge, toe hulle sien dat hulle eenvoudige manne was, en hulle die woord van die Here met vrymoedigheid gespreek het, het hulle as metgeselle van Jesus erken. Ek wil jou vanaand 'n bietjie moed gee. Jy wat geen opleiding het, word vervul met die Heilige Gees en ek waarborg jou, die Here sal jou gebruik. Jy kan jou meer bekwam, maar kom ek vir jou sê, word vervul met die Heilige Gees. En die Here maak van jou 'n instrument. Eenvoudige manne, vissersmanne. Jy weet, ons is so behep. En dit is goed om ons te kwalifiseer, maar ons is so behep ten koste van die feit dat die Heilige Gees my moet vervul. En toe kyk die mense en hulle sê, weet jy wat, hierdie mense praat soos Jesus. Hulle is vry van vrees. Weet jy wat sê Spreuke 29 vers 25? Die vrees vir die mens span 'n struik. Jou vrees vir mense maak dat jy nie by God uitkom nie. Jy kry nog skaam vir die Here Jesus. As jy vervul word met die Heilige Gees, is dit verby. En hy sal jou gebruik. Hy sal vir jou krag gee onder vervolging. Hy sal jou vrymaak van mensevrees. En jy sal daaroor moet waak, maar hy sal jou help en hy sal jou krag gee om te bid. Krag om te bid. Vriende, luister. Daar's geen, hoe ouer ek word, hoe meer besef ek, daar's geen verplaasvervanger vir gebed nie. En ons het verval in 'n toestand waar mense nie meer bid nie. Mense bid nie meer. Mense het nie 'n begeerte om te bid nie. Mense voel nie eens meer skuldig as hulle nie bid nie. Mense weet nie eers wat is 'n bid hier nie. Hulle weet nie wat is dit nie. Dis hartseer. En ek raas nie met u nie, ek veroordeel u nie. Wat ek vanaand vir u sê is, as ons, en ek luister mense, die Here moet Suid-Afrika omdraai, die Here moet Suid-Afrika omdraai. Die Here sal nooit Suid-Afrika omdraai op ons terme nie, en op ons manier nie. Ons moet ons voor God verneder, ons moet ons voor hom verootmoedig, ons moet weer bid, ons moet die Here soek, ons moet ons hand in ons eie boesem steek. Ons dink daar gaan een of ander leier kom, en dan gaan hy nou iets wonderliks doen. Het gaan nie gebeur nie. Nie voor ons tot die Here roep nie. En ons voor die Here verootmoedig nie. Ons moet vervul word met die Heilige Gees. Is 'n opdrag, is 'n bevel, word vervul met die Heilige Gees. En hier is in die voortdurende tyd, wees voortdurend vervul met die Heilige Gees. Jy sê vir my vanaand, Nardus, weet jy wat, ek was al daar, die Here het dit vir my gedoen. Ek wil jou vanaand vra, as jy vanaand soos jy daar sit, vervul met die Heilige Gees.
Of het ergens iets in jou lewe ingesluip wat jou krag van jou gesteel het en jou beroof het. Ek is nie meer daar waar ek was nie. Ek kan praat van 'n ondervinding in die verlede. Ek kan terugverwys daarna, maar ek het nie vanaand meer daai krag nie. Ek het nie meer daai passie nie, ek het nie meer daai ywer nie. Ek het nie meer daai opgewondenheid nie. Dr. Keen sê, hy sê dit is 'n lewe van goddelike varsheid en opgewondenheid. Om die Here te volg en te dien en jou lewe vir hom af te lê en op te offer. Tyd het ons ingehaal. Kan ek u vanaand vra? En ek sluit hiermee af. Daar waar jy nou vanaand sit, kom ons word nou vanaand eerlik. Is jy vervul met die Heilige Gees? Is jy? Dr. Andrew Murray skryf in daai boek, hy sê, luister mooi wat sê, 1. Jy moet 'n gesig hê van jouself. Dit beteken, jy moet besef, ek is nie vervul met die Heilige Gees. Ek moet 'n gesig hê van myself. Hy sê die tweede is, jy moet glo dat God dit vir jou in 'n oomblik kan doen. 3, jy moet dit in geloof aanvaar. En ek gaan nou vir jou teksverse gee, as die stappe. En ek gaan my lewe gebruik en jy gee my vanaand net daai 5 minute bietjie spasie. Oor ek baie boeke gelees het, ek wil net iemand help wat dalk worstel. Het ek gedink, dit moet 'n skokgolf wees, moet 'n warrelwind wees, met een of ander snaakse manifestasie is. En toe lees ek in my, ek is 19 jaar oud, en ek lees in my eenvoud en onkunde, en ek het so min geweet. Lees ek Lukas 11 vers 13. Julle wat sleg is, wat weet, julle vaders wat sleg is, wat weet om aan julle kinders, as hulle julle iets vra, die goeie te gee, hoeveel te meer sal die Hemelse Vader die Heilige Gees gee, die wat hom bid. Ek sê my wêreld, Here, ek moet net bid. Ek moet net bid. En as ons aardse vaders wat sleg is, weet om ons kinders iets goeds te gee, hoeveel te meer sal die Hemelse Vader vir my die Heilige Gees gee, as ek hom bid. So jy moet hom bid. 2, jy moet hom gehoorsaam. Handelinge 5 vers 32. En ons is 'n getuies van hierdie dinge. En ook die Heilige Gees wat God gegee het aan die wat hom gehoorsaam is. Jy moet hom gehoorsaam wees. Nou, dis 'n opdrag, word vervul met die Heilige Gees. Nou moet jy hom gehoorsaam wees. So jy moet hom gehoorsaam wees. Hy maak 'n aanspraak op jou wil, deur jou gewete vanaand, en hy sê vir jou, gee my jou lewe, laat ek jou vanaand vervul met my Heilige Gees. 3, dis 'n stap van geloof. Galasiërs 3 vers 14 sê, sodat ons die belofte van die Gees sien, weer die belofte van die Gees, deur die geloof kan ontvang. Hoe ontvang jy die volheid van die Heilige Gees, die vervulling met die Heilige Gees? 'n Stap van geloof. Die res los jy vir die Here. Jy glo hom, jy gehoorsaam hom, jy erken jou nood, jy bid hom, en doen wat hy in Handelinge 1 sê, vers 4. Wag tot hy op sy tyd dit vir jou met jou eie persoonlikheid uniek bevestig. Moenie hom voorskryf nie. Moenie nard, dis hoekom ek nie vertel hoe die Here dit vir my gedoen nie. My pa het my eers toe ek baie oud was vertel hoe die Here hom vervul met die Heilige Gees. Want anders te gaan jy nou myne soek of iemand anders se ondervinding soek, of die boekies wat jy gelees het van D.L. Moody of ander kry, en dan soek jy dit. Jy gaan dit kry en ondervind soos die Heilige Gees dit vir jou met jou persoonlikheid gee. Maar jy kan vanaand God glo, dat as jy hom gehoorsaam is, en jy aanvaar dit deur die geloof, en jy bid hom, sal hy jou vervul met die Heilige Gees.
Dit is net genoeg vir jou en vir my om te weet. Hoe moet jy maak? Toe jy tot bekering gekom het, gaan jy mee afsluit. Jy ry motor, maak jy die deur oop, sê die Here Jesus, Heilige Gees, kom in my lewe. Hy sit daar langs jou op die passasierskant. Jy ry lekker, jy het gemeenskap, jy praat. Ek sê dit met eerbied, jy het gemeenskap. Jy is van hom bewus, hy is van jou bewus. Maar daarvoor sê hy vir jou, Nardus, draai bietjie links. Ek sê nee, want ek het al baie die pad gery. Ek dink ek moet net nog aanhou, dan gaan ek die volgende afrit vat. So die Heilige Gees het vir my gesê, ek moet afdraai. Toe sê ek nee, die volgende afrit. En dis wat gebeur. By jou bekering kom die Heilige Gees in jou, met tye beheer hy jou lewe, en jy luister vir hom, ander kere luister jy nie vir hom nie. Nou moet daar 'n tweede keer in jou lewe kom, waar jy vir die Here sê, dierbare Heilige Gees, dankie u woon in my. Maar ek wil hê, u moenie meer aan die passasierskant sit. Wil u nie van hierdie stuurwiel van my lewe kom neem nie. Ek wil aan die passasierskant sit. Bestuur u my lewe. En dan kry jy volle beheer oor jou lewe. Jou gees, jou siel en jou liggaam. En dan word Jesus verheerlik. En dan luister jy vir hom as hy sê, links, regs, want ek is mos nou, wat sê hy, onderdanig aan mekaar en aan hom. En nou word hy verheerlik. Kom ons bid saam. Amen. Wil jy vanaand kom? En vanaand vir die Here sê, Here, vanaand, ek wil hê u moet die stuurwiel van my lewe oorneem. U moet die stuurwiel oorneem. Ek het nie daai krag van oorwinning nie. Here, ek het nie krag in gebed nie. Here, om as die waarheid te sê, ek bid maar bitter min. Here, ek het nie krag om op te staan en vir u getuie te wees nie. Ek kry skaam, Here. Daar in die restaurant en daar tussen ander mense. En daar waar ek by my vriende, hulle sê dis groepsdruk, Here. Maar ek wil vanaand vir u sê, hier is my lewe. En vanaand gaan ek die laaste keer vir iemand bid wat hier sit. En jy het dalk uitgestel tot hierso. Maar vanaand sê jy vir my, Nardus, bid vir my asseblief. Ek wil vanaand die stuurwiel van my hele lewe vir die Here gee. Terwyl ons so sit en ons oë se sluit, steek jou hand op en ek en die Here sal dit sien, ek wil vir jou bid. Dankie. Daar nog iemand. Sê bid vir my, dankie. Nog iemand. Steek maar op, kyk een kant, dan steek jy aan die ander kant op, dankie. Nog iemand, dankie, dankie, dankie. Nog iemand. Kom, neem vrymoedigheid, u wat lank op die pad is. As u vanaand vervul met die Heilige Gees, sê vir die Here, Here, kom vanaand. Opnuut moet u my vul met die Gees, dat ek 'n instrument in die hand kan wees. Is daar so iemand? Die wat lank op die pad is daar so iemand? Ook vanaand sê, Here, ek moet my verootmoedig voor u. Dankie. En ek gaan nie vanaand vra, die wat die hand opgesteek het. Moenie bang wees, moenie skaam wees. Om net hier op hierdie bank te kom sit. Die wat die hand opgesteek het, kom sit vanaand hier voor. Na die tyd wil ek saam met u bid. Neem vrymoedigheid. As die mense daar langs u is, laat hulle maar 'n bietjie opskuif, skuif by hulle verby. Vanaand is jou aand, jy gaan nie vanaand dat ander jou terughou nie. Kan maar net daar sit, dis reg, kom maar. Ander kom, sê vanaand, Here, kom ek kom wy my hele lewe toe. Daar nog, jy kan maar opstaan en kom. Neem vrymoedigheid. Ek gaan nog 'n laaste kans gee. Ek gaan jou nie dwing nie, ek gaan jou nie forceer nie. Maar jy moet vanaand hierdie prysberekening kom. En weet jy wat, Here gaan jou op 'n kragtige manier ontmoet. Laaste geleentheid, is daar so iemand? Ons Vader, wat 'n wonderlike voorreg is dit nie om U te kan aanbid
en ons lewens aan U toe te wy, ons lewens vir U te gee. En Here, dankie dat ons kan bid, dat U ons sal help om in 'n tyd soos hierdie nie vasgevang te wees in die vrees vir die mens, wat die wyse Salomo vir ons gesê het, wat vir ons 'n struikspan nie. Mag gee en help ons om weg te breek en weg te kom en ons lewens aan U toe te wy, sodat U ons kan vul met U dierbare Heilige Gees, sodat ons U naam kan verheerlik en groot maak. Bid vir hulle wat na U toe gekom het, dat U opnuut dit vir hulle sal bevestig, vir hulle sal help, hulle in staat sal stel, en dat Jesus verheerlik sal word. Hulle wat op twee gedagtes hink en worstel, Here, ek bid U vanaand, daai bed moet U baie kort maak. Daai kombersies moenie toemaak nie. Dat daar 'n diepe oortuiging, 'n diepe oortuiging sal kom in daardie harte, totdat daar vrede met God gevind is. Ons dank U daarvoor in Jesus se naam. Amen. Gaan ons 'n lied sing? Kom ons sing 'n lied. Ons gaan nie staan nie, ons gaan net so sit, dan sing ons dit saam.